Ons gaan u vra om te blaai na die woord, soos ek vir u uitgestuur het op die WhatsApp, en ons gaan lees daar in Johannes 7, maar ek gaan sommer nou vir u wys, ek gaan sommer dit nou direk oorsit in die teks van oordenking, want my skriflesing is my teks van oordenking, so ek gaan vir u daar lees, in hoofstuk 7. Nou wil ek net so 'n kort agtergrond gee voor ons daar lees. Maar Johannes 7 speel af tydens die loofhuttefees. Dis een van Israel se groot jaarlikse feeste. En die fees het herinner aan God se sorg vir Israel gedurende die woestynreis wat oor baie jare gebeur het. So tydens hierdie fees was daar dan 'n besondere seremonie. Elke dag het 'n priester water uit die dam van Siloam geskep. Die water is in 'n optog na die tempel gebring. Die water is op die altaar gegiet. Daar was 'n gebed dat God weer reën sou gee vir sy volk en dat hy sy volk sou seën. Dit het ook herinner aan die water wat God uit die rots in die woestyn gegee het. En dit is nou die fees wat nou hier sou afspeel, die loofhuttefees. En nou as jy dit in die agtergrond het, onthou nou die Jode is daar, die fees het gebeur, die priester het die water gegiet en hy het die gebed gedoen. Nou kom jy en op die laaste dag van die groot fees het Jesus opgestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hom my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Dit het hy gesê van die Gees wat die sou ontvang wat in hom glo. So as jy dit nou lees, dan maak dit nou so groot sin vir jou, dat Jesus kom en hy sê eintlik vir hulle daar, en ook vir ons hier, al hierdie feeste, al hierdie wat hier gebeur, al die slagoffers, alles wys uiteindelik na my, maar hier staan hy op en hy sê, ek is die water van die lewe. En ek gaan amper praat met u vandag oor hierdie tema, vriende, bly, die sleutel tot die volheid van die Heilige Gees. Vriende, daar is baie invalshoeke hoe ouens by Pinkster uitkom, en soms stap ek by dienste uit, veral toe ek jonger was, dan weet ek minder van hoe om dit te besit en te kry, as ek weet het voor die tyd. So is belangrik dat ons verstaan, daar is 'n invalshoek, wat ons wil na kyk, en hierdie gedeelte is 'n baie besondere invalshoek, wat ons by Pinkster gaan uitbring. So ons het gekyk na ons eerste boodskap, na die werk in die Gees van God in die verlore sondaar, en hoe die Here hom oortuig en trek en geloof skenk, vir hom die wedergeboorte skenk, hom kom red, hom wederbaar, hom kom verseël. Dis ons eerste boodskap gewees, om die werk van die Gees te verstaan in die hart van die mens soos daardie. En dan het ons, vriende, die tweede boodskap kyk na die werk van die Gees van God in die kind van God se lewe. Nou dat hy hom gered het, nou dat hy sy eiendom is, wat sy werk het ons nou gewys, hoe hy hom lei, hoe hy hom sterk, hoe hy hom verander, hoe hy hom vorm, alles deurgaan, hoe hy gawes deur hulle uit laat lewe. En toe het ons gekom en sê, maar wat is die struikelblok? Wat is die antwoord? En vriende, wees ek, daar's baie invalshoeke, ek gaan 'n besondere een kies om by uit te kom vandag. En vandag gaan ek kan praat oor die sleutel tot die volheid van die Gees. En vriende, voor ek verder gaan, wil ek tog iets uit die weg uitruim, en ek wil dit noem verkeerde verwagtings, wat het is en wat het nie is. Wanneer ons praat oor die volheid van die Heilige Gees, vriende, dan gaan dit nie gepaard met 'n rukwind nie. Het gaan nie gepaard met tale wat gespreek word. Dit het gebeur 2000 jaar gelede. Pinkster het gekom, en hy is klaar hier, die Gees van God woon nie in ons. Ons het gewys by wedergeboorte kom woon die Gees nou in jou hart. En nou wil hy deur jou en my kom werk. So, vriende, daar is nie iets wonderliks wat gebeur wanneer jy met die Gees van God vervul word nie. Dit is 'n geloofstap waarin ek en jy vandag bietjie gaan stap, wat jy by die Here laag word en hy dit kom doen. Dit is nie 'n volmaakte lewe nie. Dis nie 'n lewe waar jy nooit weer gaan foute maak nie. Dis nie 'n lewe waar jy nooit weer gaan misluk nie. Dis nie 'n lewe waar jy weer die toets gaan druip nie. Ons hele lewe is toetse en toetse en toetse. En soms druip ons 'n toets,
Maar dit sê nie, ons het nie die Gees in ons, of hy werk, of ek is vol nie. Dit sê net, ek is nog nie gereed om aan te beweeg nie. So dit is nie 'n volmaakte lewe nie. Dis 'n lewe wat ek altyd oor alles triomfeer nie. Nee, dis 'n lewe wat ek vandag vir jou gaan wys, wat ons in die geloof lewe saam die Here, en om toelaat om deur ons te kom en deur ons te begin werk. Dis 'n proses van opbou, dis 'n proses van verandering, dis 'n proses om my loop, en vriende, dit is wat ek vandag wil gee. Dit is wat dit is. Dit is nie wat baie mense sê daarvan nie. En baie mense kom met 'n onbybelse verwagting na Pinksterdienste toe. Dit is nie wat gebeur nie. Dis 'n wandel met die Here Jesus, wat jy die Gees al hoe meer en voller ontvang. Eintlik sê ons dit so, ons sê, by jou redding ontvang jy die Heilige Gees ten volle. Maar in jou wandel met die Here Jesus, ontvang die Gees al meer, en al meer, en al meer van jou. En na mate ek en jy daardie ywer toon in ons verhouding met die Here, na mate maak hy my vol. Ek het al vir gesê, vriende, dit is soos 'n groot maatskappy, en 'n nuwe CEO wat inkom. Hy kom neem beheer, dis sy maatskappy, het hom gekoop, hy het hom betaal. Dis sy maatskappy is aangestel, dit is in al die nuusblaaie. Maar stem met my saam, die oomblik as hy daai kantoor betree, is elke afdeling van daai besigheid tot op die skoonmaak of die wag by die hek, is almal al op standaard van wat hierdie ou wil hê. Nee, dit gaan tyd vir hom vat om sy standaard deur almal te werk tot op die laaste vlak, vriende. Dis God se werk met jou en my. Daar's nie een skoot en alles is verby en nou is ons net op pad nie. Nee, jy word gered ten volle, jou sonde word vergewe ten volle, en nou stap jy met die Here pad. Nou dat jy sy eiendom is, gaan jy hierdie boodskap nou baie leersaam vind, hoe die Here dit gaan doen. So die vraag wat ons laasweek gevra het is, wat is die grootste struikelblok vir die wandel van die kind van God met die Gees van God? Vriende, ek en jy is die grootste struikelblok van self. Ek het vir laas gesê, daar is 3 vyande wat jy baie sterk moet identifiseer in jou lewe as kind van God, vriende. Die eerste een is jou eie ou vlees, jou eie manier van doen. Daai eie ek, spel gou vir my weer die woordjie sin. S-I-N. Question, what keep this word together? The little I in the middle. Dis my grootste enkele struikelblok, as ek nie in myself sterwe dag vir dag oorgee die Here nie, sal ek nooit lief weet wat dit beteken. Dis die eerste jou vyand dat jy moet weet, jou ou natuur is daar. Jy het 'n nuwe natuur gekry, en dis wat ons praat van die geesnatuur. Dan is daar die bose geeste en die duiwel wat jy nie moet plek gee nie. Vind ek en jy is nie geroep om heeldag die duiwel uit te soek en alles in die duiwel te koppel nie. Nee, moenie vir hom daai eer gee nie, dit kom hom nie toe nie. Wees waaksaam en wakker, sê die woord. Wees met sy werke nie onbekend nie. Bewaak jou hart meer as alle dinge. En dan die derde vyand wat ek en jy het is wat? Is die wêreldsisteem. Dis die sisteem waarin ek, jy en nou is. En daai sisteem word geweldig sterk op die kerk afgedruk. En soveel plekke is daar krake in kerke en daai goed vloei die gemeentes in. En as 'n onbybelse lering wat in soveel kerke vandag aanvaar word. Die wêreldsisteem daar buite word al hoe meer, dis soos 'n drukknop wat druk, en al hoe meer word ons gedruk om te konformeer soos die wêreld, om te dink soos die wêreld. Die vyand gebruik die hele media bedryf, vriende, om hierdie agenda te dryf. En ek en jy moet daarvoor wakker staan, want ons moet dit besef, ons is die grootste enkele vyand. En dan wil ek jy gou terugvat in die tuin van Eden toe. Wat is die sonde wat ek en jy geërf het van ons geboorte af? Kom ek vat jou gou in die tuin van Eden toe. Hulle het met God gewandel in die aandwindjie, en dit was wonderlik en dit was waar. En daar was gemeenskap tussen die mens en God, daar was volkome lewe. En toe het God in die middel van hulle 'n gebod neergesit en gesê, van al die bome mag julle eet, maar van hierdie boom mag julle nie eet nie. En toe kom die vrou en sy eet daarvan. En toe kom die man en hy eet daarvan. En toe gaan hulle oë oop. En die mens word van God geskei, want hy die gebod oortree, en God beskerm die tweede boom, die boom van die lewe, en hy dryf hulle die tuin uit. Hoekom? Hulle mag nie eet van die boom van die lewe nie, dan was daar nooit redding vir hulle nie. So daar sien ons God se liefde dat hulle uit die tuin uitdryf, dit bewaak, en nou is hulle buite.
En hulle het nou die sonde. En wat was hulle sonde? In die eerste plek kom God en hy sê, Adam en Eva, waar is julle? Wat doen hulle? Hulle kruip weg. Wat was hulle harte? Vrees. Daar is jou eerste oersonde, vriende. Vrees. En toe God hulle konfronteer, sien ons wat? Wat het julle gedoen? Kyk nou mooi. Nee, Here, is nie ek nie. Dis die vrou wat jy my gegee het. Trots en hoogmoed. Jou tweede sonde. Derde sonde, Eva? Nee, Here, sê ek nie, dis die slang. Rebellie. En dan sit ons altyd daarmee saam die verwarring. Hulle weet nie wie hulle is nie, hulle weet nie wat Dinsdag en Gansdag is nie, hulle is so verward, want hulle het met God gewandel, nou skielik is daar sonde, en dis ek en jou oersonde. Daai goed is heeltyd op jou drempel om in te kom. Vrees. Vrees vir mense. Vrees vir omstandighede. Vrees om vir die Here iets te beteken, is heeltyd so naby. Hy sê, gee my net kans. En as ons hom kans gee, dan blus ons die gees van God. Maar die ander ene is die grootste enkele struikelblok in die geestelike lewe, is hoogmoed en trots. Om te dink, ek het nie die Here nodig nie. Ek sal regkom. Ek sal nie so sleg soos hierdie ou nie. Ek sal nie so sleg soos daai ou nie. En ek begin iets van myself dink. 'n Kansellasie. Jy kan nie met die gees van God wandel nie. En dan natuurlik 'n rebellie. O, vriende, ek sien dit in my dae so baie, hoe mense rebel staan teenoor die Here Jesus. Rebel staan teenoor die kerk. Rebel staan teenoor die waarheid. Dat jy vir mense in liefde gaan sit en sê, kyk in my oë, ek wil vir die waarheid sê, wat jy doen is sonde. En mense is rebels. Hulle is kwaad. Hoe durf jy dit doen? Sien nie? Hoogmoed, trots, rebellie, en dan die verwarring. Vriende, wanneer die Here ons kom red, wat is ons grootste behoefte? Is liefde, aanvaarding, waarde, identiteit, en die wêreld wil vir ons gee. Nee, dit vind jy weer by Jesus. In Jesus vind jy volmaakte liefde, jy vind jou waarde in hom, jy vind jou erkenning in hom, jy vind jou identiteit in hom, en jy vind jou sekuriteit in hom. Dis wat die wêreld vir jou wil gee, dis wat Jesus ons gee. So neem heeltyd kennis van die oersondes wat lê en wag. In Genesis lees ons, die sonde lê en loer vir jou. Sy begeerte is na jou, maar sê die woord, maar jy moet daar oorheers. So maak seker, vriende, u ken u vyande, maak seker u weet wat dit is, en daai paadjie wat jy genoem het, is ons elkeen se deel so gou. So kom ek gaan vandag die teks van denke gebruik, en ek gaan met u praat oor die sleutel tot die volheid van die gees, of die wandel in die gees, en kom ons begin heel voor, en dit begin met 'n baie spesifieke woord, dit begin met 'n behoefte. Die eerste ding is, daar's 'n voorwaarde. En die Here sê vir ons, dit is, as jy wil kyk na die wandel in die gees, kom ons begin heel in die begin. En hy sê vir ons die volgende, kyk nou mooi. Hy sê, en op die laaste dag van die groot fees het Jesus opgestaan, uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hom kom. Vriende, wanneer ons dink aan redding, dan bewerk die gees van God in ons 'n behoefte, 'n oortuiging, en hy red ons. In Johannes 4 kom hy vir die vrou en hy sê, as jy van my drink, sal jy nooit weer dors kry nie. Dit gaan oor redding. Dis een keer. Jy gaan nooit weer redding soek nie. Dis een keer. Maar vriende, as ons hierdie gedeelte kyk, dan kom ons iets agter. Daar's 'n dors wat daar gedurig moet staan, en dis nie net die dors om gered te word nie, dis die dors van die kind van God om al meer en al dieper met die gees te wandel. Dit is 'n dors wat voortdurend daar moet wees. Soveel kinders van God word gered, en dan begin ons in die gees. En net na 'n rukkie kom ons agter, ons kan onsself nie red, die Here my gered, maar nou begin ek my lewe asof ek myself kan help met my eie krag, en soveel raak moedeloos, soveel klim uit hierdie wedstryd uit, soveel gaan sit langs die pad, soveel is vandag geestelike wrakke. As jy so afry Kaap toe, sien, lê 'n kar in die land, hy het gerol en die brand geslaan, daar lê 'n kar, hy het gaan staan, het hom net so gelos, hy is uit mekaar geplunder. En dis hoe baie kinders van die Here se lewens lyk. Hoekom? Omdat ons gedink het, vriende, ons kan met die gees begin en met die vlees eindig. En dis die stryd wat ons het, is hierdie vlees teen die gees. Nee, vriende,
Pinkster, ware wandel in die Gees begin by 'n kern, dit begin by 'n dors na meer. Kyk dadelik, Jesus begin nie by diensbaarheid nie. Hy begin nie by werke wat jy moet doen nie. Hy begin by 'n baie spesifieke behoefte. Dit begin nie by 'n aktiwiteit nie. Dit begin by 'n behoefte. Dors. So kom ons vat die antwoord, ons kom terug na die som toe. Wie loop met die wandel in die volheid van die Gees? Hy en sy wat dors na die Here. Vriende, die Jesus het vir ons geleer in die Saligspreking, dit is hoe 'n kind van God sal lyk. En kyk nou wat sê hy vir ons in Matteus 5 vers 6. Help my, salig is die wat honger en dors na geregtigheid. Jy sien, vriende, daardie dors word nie by jou redding beëindig nie. Ek het vir jou gesê laasweek, redding is nie die einde, dis die begin van 'n wandel met die Here waarin hy vir jou gaan vorm en gemaak soos jy hom toelaat. So dit begin by daardie dors om meer en meer van die Here te hê. Dis 'n behoefte wat ek en jy moet hê. As die Here ons gered het, is dit 'n behoefte wat ons moet hê. As ons vir Jesus lief is 'n behoefte wat ons moet hê. En reg deur die Ou Testament vind ons hierdie behoefte. Soos 'n hert smag na waterstrome, smag my siel na U, o God, 'n intense verlange wat die skrywer voorskryf. Psalm 63:2, o God, U is my God, ek soek U, my siel dors na U, my vlees smag na U, soos 'n uitgedroogde land. Vriende, dink vir jouself aan hierdie uitgedroogde land, die lewe wat van dit afhang, hoe die lewe kwyn, hoe daai natuur sug na water. Dis hoe die kind van God ook moet wees. Psalm 143 vers 6, ek brei my hande uit tot U, my siel dors na U, soos 'n uitgedorfde land. Psalm 84:3, my siel smag na die voorhoewe van die Here. En dan kom Jesaja en hy kom nooit die volk met die oog op Christus. Hy sê, o almal wat dors het, kom na die water. Wie geen geld het, jy kom koop en eet. Ja, koop sonder geld en sonder prys wyn en melk. Hy praat van oorvloed. En Jesus sê, ek is die lewe. Ek het gekom met julle lewe en lewe in oorvloed kan hê. Lewe is jou redding. Oorvloed is daai mens wat gedurig dors, wat gedurig terugkom te sê, ek dors na meer, ek dors na meer. 'n geweldige verantwoordelikheid wat lê op die kind van God. Maar so baie keer, vriende, word die dors geles deur ander dinge. So baie keer is daar ander dinge wat die wêreld vir ons aangee, wat sê, so hier is iets anders man, jy hoef nie so na die Here te dors nie, begin bietjie betrokke raak by hierdie ding, en dit raak sport, en dit raak televisieprogramme, en dit raak vriende, en dit raak al die ander dinge, en ons word so weggetrek van die Here, dat ons later mis waaroor dit gaan. Kom ek vat jou gou terug na Galasiërs hoofstuk 3 toe. 3 vers 3, Paulus sê vir die gemeente, julle is so dwaas, julle begin in die Gees, maar julle eindig in die vlees. Wat was die rede in Galasiërs? Vriende, hierdie mense het begin by Christus in die Gees. En toe sê hulle nie, ons sal onsself regkom, toe sê hulle, nou moet julle wat in die kerk inkom, moet nou besny word. En julle moet nou die Joodse wette hou. Dis wat Paulus sê, jy sê, julle die begin by redding, maar nou wil julle eie werke inbring. Ek ook vat jou na die eerste ou toe wat vervul is met die Gees en gepreek het en 3000 mense kom tot bekering. Wat was sy naam? Kan jy onthou? Petrus. Onthou u op 'n stadium dat Petrus opstaan en hy val hiervoor? Petrus wat gepreek het, begin sê, ek dink jy ons het 'n punt beet. Dat Paulus Petrus in die oë moet kyk, sê, Paulus, kyk Petrus in die oë, ruk jou reg, jy het jou oog af van Jesus af, dis nie die werke nie, en hy moes Petrus berispe terug na die pad toe. Daarom sê ek vir jou, moenie dink as jy vervul is met die Heilige Gees, jy is nou volmaak en jy gaan aan nie. Petrus moes deur Paulus berispe word, terug na die fokuspunt toe van Christus. En ek en jy word genooi om heeltyd te fokus op hierdie punt,
Ons moet nie toelaat dat ander goed ons dors vat nie. Ons moet nie toelaat dat 'n vrou, 'n man, my kinders, sport, kultuur, wat ook al, my so weghou van die Here, dat ek nie 'n behoefte het na dors nie. Die vyand gaan altyd sorg dat jy genoeg het om van te drink. En ons is uitgeput, vriende. Want ons wil gee wat ons nie het nie. Sien, ons het nie dors na die Here nie, en daarom gaan ons na die Here toe, en daarom sien ons in 2 Timoteus 3, die laaste tyd sal daar swaar tye kom. Hy skryf vir 'n gemeente, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgierig, grootpraters, trotsaard, lasteraars, ongehoorsaam aan die ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Mense met 'n gedaante van godsaligheid, maar die krag daarvan verloon het. Keer jou van hierdie mense af. Vind hoeveel van ons mense is daar? Dat jy en ek het nie meer 'n dors na die Here Jesus nie. Maar ons laat ons by die wêreld se drinkplekke se riviere volmaak. Ons het nie meer 'n aptyt na die Here Jesus nie. En elke dag vind dit ek en jy genade nodig. En daai genade kry jy deur 'n dors om te kom sê, Here, ek het dors. Here, kom geef my net genade. Vriende, gister se genade werk nie vir vandag nie. Elke dag sê ons is die genade nuut. En daarom van die begin tot die einde lees ons Openbaring, die Gees nie breed sê kom, laat hom wat hoor sê kom, laat hom wat wil die water van die lewe neem verniet. As iemand dors het, vriende, moet hy kom. Ons moet bly dors na die volheid van Christus. Ons moet bly dors na sy nabyheid. Ons moet bly dors na sy invloed. Ons moet bly dors na sy seën. Ons moet bly dors na sy stem. Ons moet bly dors. Dis die beginpunt om te kom hier by die volheid van die Gees. Dors ek en jy vanoggend nog na die Here Jesus. Of ons gered en sit ons nou terug. Soveel mense sit terug. Soveel mense, dis nie vir hom prioriteit nie. Vir soveel mense is dit nie die hoofsaak nie. Ek vat nie terug, vriende. As jy met die Gees wil wandel, jou lewenspiramide, heel bo op die punt, begin jy met Jesus. Anders is jy ingedoen. Maar kom ek vat nou 'n tweede gedagte wat ek hier vind, vriende. Die sleutel tot volheid van die Gees is, kom na die bron. Hy sê, kom! Maar kyk nou mooi, hy sê, kom na die bron. Kyk duidelik, en op die laaste dag van die groot fees het Jesus opgestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, kyk mooi, laat hom na my toe kom. So daar is 'n behoefte, 'n dors. So as jy een gebed wil bid in hierdie dag, Here, kom wek op my opnuut 'n dors en 'n honger na Jesus. En dan gaan jy na Jesus. Hy sê, kom na my, ek is die bron. Jesus sê vir ons, hierdie kom en kom drink, hierdie kom na my en kom vat, is 'n aanhoudende ding. Hy staan in die Grieks geskryf, dit is iets wat gebeur, en weer gebeur, en weer gebeur. Kyk mooi, vriende, Jesus is die fontein van lewe. Ek wil sê, in die woestyn is hierdie fontein, hy borrel uit. Dis nie 'n rivier wat loop, dat jy soos die wêreld kan wandel, en daar waar jy kom gaan drink jy nie. Nee, jy bly by hierdie fontein. Jy kom terug na hierdie bron toe. Jesus is die bron. Jy en ek moet in 'n gewoonte kom, om terug te kom, dag vir dag met ons dors, na die bron. Nie die godsdiens nie, nie emosie nie, nie ervaring nie, nie tradisie nie, na die kern van alles, Jesus Christus. Ek het dit laasweek gesê, ek gaan dit weer sê, die kernwaarheid van Pinkster is Jesus sentraal. Dan sal die Gees jou kom dra, want hy sê, hy gaan jou leer van hom, hy gaan Jesus verheerlik deur jou, en hy bly die kern. Daarom sê ons, hy is die een, want ons moet kom, hy is die bron. Hy is die bron, ons moet na hom toe kom. Psalm 36:10, want by u is die fontein van lewe. U sien, ons moet hy behoefte en ons moet bly terugkom na hom toe. Ons moet bly terugkom na hom toe. Aanhoudend terugkom. En dan sal ons wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome.
Dis daai aanhoudende, ek bly by die fontein, ek drink van hierdie fontein, ek gaan nie ver nie, ek bly net hier. Dis aanhoudende kom, jy wandel daarin. Soos julle Jesus dan aangee met wandel so in hom. Wandel so in hom. Gedurig. As ons praat van 'n voortdurende kom, 'n voortdurende dors na die bron, dan sê die woord vir ons, as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, met ander woorde, ek is gereeld daar, ek is gereeld by die bron, ek kom na die Here toe, wat gebeur met my? Sy bloed, as ons gemeenskap is, sy bloed reinig ons van alle sonde. Wie wat staan in die Grieks, hy sê, as ek en jy met Jesus wandel, dag van dag na hom dors, dag van dag na die bron kom, solank ons dit doen, luister nou mooi, terwyl jy dit doen, word jy voortdurend gereinig van sonde. Soos jy met hom wandel, kom reinig hy jou, en hy oortuig jou, en hy verander jou, en dis alles, vriende, die werk van die Gees van God. Kom, vat jy terug na die ark toe. Toe die ark op die water was, toe word 'n kraai uitgestuur. En die kraai kom nie terug nie. Hoekom nie? Want die kraai is 'n onrein dier. So die kraai gaan soek wat, vriende? Karkasse. En hy het baie karkasse gekry. So hy kom nie terug na die plek van veiligheid nie, hy kom nie terug na die bron toe nie, hy gaan weg, hy gaan vreet karkasse. Maar die agterg kom die duif het teruggekom. Hoekom? Want die woord sê die duif het nie 'n plek gekry om sy voetjies op te vas te sit nie, hy het nie 'n plek gekry nie. Jy sien, vriende, u en ek moet mooi verstaan vandag, ons is as kinders weer baie keer soos die kraaie. Ons kom nie terug na die ark nie, Jesus nie. Ons is daar buite op karkasse besig. Ek is daar buite besig met my eie vlees. Ek is daar buite besig met my eie lewe. En ek kom nie terug na die bron nie. Vriende, Jesus is die bron. En soos die duif keer ons keer op keer terug na die bron. Hoekom? Want as ek met Jesus wandel, het ek nie 'n plek om my voetjie neer te sit in hierdie wêreld nie. Daar's een plek van veiligheid, en dit is waar ek is hier. Maar kom ek vat jou na die derde gedagte, vriende. Die sleutel van die volheid, jou verantwoordelikheid is om te kom. So kyk mooi, ek het 'n dors, en ek moet na Jesus toe kom, die fontein, en ek moet drink. Ek wil nou mooi illustreer. Ons het 'n mooi uitdrukking in Afrikaans wat sê, jy kan 'n perd bring tot by die water, help my, maar kan hom nie maak drink nie. Vriende, jy kan hier langs my kom staan en redelik dors wees, en ek kan hier vir jou glas helder water vashou. Maar ek kan jou nie maak om die water te drink nie. As jy hier staan en jy sê, ek vat nie water van Jakes nie. Man, Jake sal nie vir my water gee nie. Kyk mooi na al die erfsondes. Hoogmoed, trots, rebellie. Ek gaan nie water drink nie, nou vergiftig hy my. Sien jy al die vrees, sien jy dit? En vriende, dit is net so met die geestelike. Die Here Jesus is die water. En baie mense kom so naby hom, en gaan verlore van hom af weg. Baie kinders van God word gered, maar kom so naby hom, maar gaan les hulle dors by die wêreld. Gaan drink by die wêreld se bakke. Gaan drink by die putte van plesier. Die putte van anti-Christen wees. En vriende, in die 30 jaar in die bediening ken ek hulle baie. Ek kan hulle so op die name vir jou noem. Hulle wat eens die Here gedien het, wat vandag by die putte van die wêreld drink. Jy kry hom nie in 'n kerk nie, jy kry nie 'n besoek by hom, hy stel nie belang nie, want hy het 'n ander dors, 'n ander plek waar hy drink, en dit is verseker nie die Here nie. Kom en drink. Kyk wat sê hy. En op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus opgestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, behoefte, laat hom kom. Dis jou en my deel, en kom drink. Kom drink. Drink. Dis 'n persoonlike toeëning. Ek
kom drink daardie water. Dis nie 'n leerstelling nie, vriende. Vir baie mense het Pinkster 'n leerstelling geword. Nee, dis 'n persoon. Dis Jesus en jy kon drink by hom. Gereeld drink jy by hom. Jy bly by hom. Ek het mos gesê, dit is die kern. Bly by hom, bly in hom. Ons lees dit ook in 1 Johannes 2 vers 28. En nou my kinders, bly in hom. Sodat jy vrymoedigheid kan hê wanneer hy verskyn en nie beskaamd weggaan by sy wederkoms nie. Bly by hom. Kom drink by hom. Dors, die bron. Jy kom en jy drink. En jy drink, dis om in hom te bly. Johannes 15, bly in my. Dis jou verantwoordelikheid, dis my verantwoordelikheid, die oog gefestig op Jesus. Dis jou en my verantwoordelikheid om die oog te hou, in hom te bly, van hom te drink. Los die goed hier langs die kant, los die oorloë, los al die goed, fokus op hom. Hy gaan jou deurdra, hy is die een wat jou gaan voed. Jy by hom moet jy drink. En drink, en drink, en daardie drink in die Grieks is ook weer drink, en weer drink, en weer drink, vriende, elke môre sy genade nuut, elke môre gaan staan en ek sê, Here, ek het 'n behoefte na die bron, Here, ek wil kom sit by die fontein van lewe, Here, ek wil kom drink, kom maak my hart en my kop vol van U, voordat ek uit hierdie huis uitgaan, want as jy uitgaan, is jy in die wêreld, en dan is daar oorlog. Ek vind dit woord dat die Bybel van praat van 'n wandel in die gees. Ek gaan nie al die teksverse herhaal nie, maar almal verwys na 'n wandel. Moenie wandel in die vlees nie, wandel na die gees. Ons wandel deur geloof, ons wandel deur die gees. Geeswandel, goeie werk met ons in wandel. Wandel soos kinders van die lig. Nougeset wandel. Alles gaan oor daardie afgesonderheid waar ek die bron gaan opsoek en waar ek drink en drink en drink en drink. En vriende, as Jesus jou bron is, sal die Gees van God sy werk kom doen. Die bron, laat ons kom en drink, elke dag. Moenie 'n dag verby gaan nie. As jy die dag mis, gaan iewers in, sluit jou iewers toe, sê, Here, ek is hier, ek is dors. Ek kom na die bron. Here, ek wil kom drink, kom maak my opnuut net weer vol van Uself, vir die stryd hier buite, en in dieselfde asem kom doen dit, hy gee vir die Gees, en hy doen dit deur hom. Kom doen dit vir jou. Ek gee vir die voorlaaste seël, die seël tot die volheid, die fontein wat nou in die hart moet ontstaan. Jy sien, ons kom na ons het dors, ons kom na die bron, ons kom drink van hom, maar kyk wat gebeur nou hier. Hy sê, op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus opgestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hom kom en drink. Kyk nou mooi. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water, sal uit sy, wat staan daar? Binneste vloei. Vriende, Jesus Christus, deur sy Gees, werk in jou hart, in jou gees, kom werk in die wedergeboorte. En daai persoon vat nou en hy kom werk daar, soos jy drink, kom sy Gees en hy oortuig jou, kom sy Gees en hy vorm jou soos die klei, kom sy Gees en hy verander jou, na mate ons van gedaante verander as dieselfde beeld, 2 Korintiërs 3 vers 13. Die wêreld probeer jy ook verander, vriende, jy het geweet. Die oomblik as jy uit hierdie stryd uitklim, uit hierdie oorlog uitklim, dan sê soos Daniël, dan wil die wêreld jou verander. Eet soos ons, lyk soos ons, klink soos ons, vat ons mode, doen wat ons sê in is, kyk na wat ons leer, ons sê dit, die Bybel sê dit, ja, maar nie, dit is wat ons sê, en stadig maar seker, vriende, kom hierdie goed die hart in. En soveel kinders van God is waar hulle is en wat hulle is as gevolg van wat hulle drink in hulle hart. Maar as dit Jesus is, dan sal iets anders wees. En daarom die groot verantwoordelikheid dat ek en jy moet kyk wat hier binne aangaan. Ons moet gereeld stop en sê, wat gaan hier binne aan? Is hy nog die koning? Is hy nog die bron? Is my dors nog vir hom? Ek moet dit voortdurend doen. Daarom gesê, dis die invalshoek. Hou hom vas in hierdie jaar wat voorkom. Dit is Pinkster, is om by Jesus te wees, om daar
vas te byt. En hier in die hart, sê die Here in sy woord, bring die mens die goeie tevoorskyn. En dit wat die Here hier werk, word, hy is die fontein, maar hy kom maak hier binne van jou 'n fontein in jou hart, en daai fontein begin uitloop, en wat doen hy? Hy bring die goeie dinge tevoorskyn uit die hart, en uit die oorvloed praat die mond. Vriende, in jou hart word die liefde van God uitgestort deur die Heilige Gees. Die liefde, dis wat die Here wil sê, daai fontein moet nou begin bewerk word daar binne, en daai fontein moet begin lewe maak, want dit is hier binne waar God werk. Is dit nie wat sy profesie gesê het nie? Kom ons vat jou weer terug na die profesie, toe jy gesê het my, wat sê die profesie? Baie mense het 'n ander interpretasie van hoe 'n kind van God moet lyk, maar kom ek vat jou terug, en ek wys jou 'n hartsaak. Jou godsdienst word beleef vanuit jou hart. Jou input van Christus is in jou hart, in jou gees. Kom ek vat jou nou die profesie toe. Jesaja 36:26, en ek, God, sal julle 'n nuwe hart gee. Waar doen hy dit? By jou wedergeboorte. En 'n nuwe gees in jou binneste. Wat is dit? Dis daai goddelike gees wat ek van gepraat het van Petrus praat. En ek sal die hart van klip uit julle vlees uit wegneem en julle hart van vlees gee. Hy haal daar die hardheid uit, daai rebellie haal hy uit, en hy gee vir ons 'n sagte hart van vlees. En ek sal my gees in julle binneste gee. En ek sal maak dat julle my insettinge wandel en my verordeninge doen en onderhou. U sien, vriende, as ons drink by hierdie bron, as ons volmaak by die bron, as ons bly by die Here Jesus, as ons bly drink, as ons bly kom, dan sê hy, ek sal maak dat jy my wil dien. Soos mense hier nie my wil dien, beteken hulle drink by die verkeerde plek. Drink by die verkeerde plek. Jy sien, vriende, as die hart uitverkoop is aan die Here Jesus, as die hart gedurig by hom drink, wat gebeur? Kyk wat sê Johannes 15. Wat is die geheim van Johannes 15? Bly in my. Bly in my. Jy sal vrug dra. En dan gaan ek jou snoei, en dis nie lekker nie, maar jy gaan dan meer vrug dra as jy verdra. En as jy aanhou verdra, gaan jy laat veel vrug dra. Maar die geheim is, bly in die wynstok. Vriende, hierdie het ek laas ook weer gedoen, gees kan ons, wil soveel mense aanplak. Ek probeer om jou lief te hê. Ek probeer om geduldig te wees. Ek probeer om selfbeheersing te hê. Ek kners my tande uit, ek moet vals tande kry. Ek breek tot die vals tande uit my mond uit. Hard probeer, dis nie wat dit is nie. Dis aangeplakte vrugte. Die gees werk in jou hart en hy kom spontaan uit. As jy bly drink, as jy bly kom, as jy bly dors het, en jy kom na Jesus toe, dan kom uiteindelik daai fontein word die vrug. Dit groei. Liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Ek probeer dit nie, dit begin spontaan ontstaan. Hoekom? Want jy drink. Jy drink van Jesus. Jy drink van hierdie fontein, en dit maak in jou hart 'n fontein oop. En ek en jy begin vrug wys hiervan uit die hart. As hy praat van hart, godsdienst, dan praat ons van 'n hartsake. Dit lê na aan my hart. Beteken is my belangrik. Vriende, wanneer Jesus vir jou belangrik is, wanneer hy die bron is, en wanneer jy aanhou gaan drink, dan sal jy beleef dat die gees van God jou begin dra. Want dis sy werk. Om jou uit te dryf na die Here toe in die begin van redding, om jou as kind van God uit te dryf na Jesus toe gedurende jou wandel, sodat jy 'n dors kan hê en kan bly drink en bly drink en bly drink en bly drink. Die vraag wat ek vandag wil vra is nie is jy gevul nie. Die vraag is, wil jy vloei? Wil jy gee? En dit bring ons by die laaste. Kyk nou mooi, hier binne bewerk hy dit in die hart. Maar wat gebeur? Dit vloei na buite. Kom ek lees dit vir jou. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal in sy binneste vloei. Kyk nou mooi, vriende. Baie keer verstaan ons, as ek met die Here wandel, sal ek seker druppeltjies water hê. Daar sal so 'n dampie verskyn en verdwyn. Ja, ek sal 'n bietjie drup. Is dit wat daar staan? Wat staan daar? Dat hy wat dors het, wat
kom na die bron en by die bron drink. Dis Jesus, en drink, Dan gaan later in hierdie hart 'n fontein begin opstaan, wat sy hart gaan verander, hy gaan die mens verander, hy gaan die man en die vrou verander, en dit gaan uitborrel, en dit gaan stroom na buite. Dis wat daar staan. Dit stroom na buite, dit vloei. En hier is die probleem, vriende, soveel mense gaan by soveel plekke en hulle soek die Heilige Gees. Jy hoef hom nie te soek nie, vriende, hy is lankal daar, hy woon in jou hart. Sy vraag is, wil jy dam of wil jy vloei? As jy wil dam, gaan hy vir jou niks doen nie. En dis waar ons soveel mense vandag sit, ons is damme, Christendamme, vol Balasia, vol hyasinte, vol dooie water, soos die dooie see. Daar is nie lewe nie. Maar vriende, as jy by die water gaan drink, by die bron gaan bly drink, dan borrel dit uit en dit stroom na buite. Is jy bereid om te vloei, vriende? Is jy bereid om te gaan diensbaar wees daar buite? Want die Here red jou nie om mooi te lyk nie. Jy is nie 'n ornament op sy rak nie. Jy's 'n instrument wat hy wil gebruik om te vloei. Dit is Pinkster. En as jy my nie glo nie, kom ek gaan wys jou. Dit is Pinkster. Johannes 7:39, en hy het gesê, dit het hy gesê, van die wat die Gees van God sou ontvang wat aan hom glo, want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was. Dit is Pinkster 2026. Wanneer ek gaan drink en kan volmaak, en die Gees van God kom stroom deur my. Dit is Pinkster. As jy bereid is om te vloei, as jy bereid is om 'n getuie te gaan wees, as jy bereid is om jou hande vuil te maak, jou moue op te rol, as jy bereid is om die ekstra myl te loop, dan sal die Here vir jou iets kom doen. Maar vriende, weer eens, as jy wil dam, as jy wil sit langs die dam, sal jy daar sit tot die einde toe. Daar sal nie lewe wees nie, daar sal nie vrug wees nie, daar sal nie bruisende energie gemeente wees nie, want ons dam net. Ons dam. Kom ons kom Sondag na die dam. Bronkhorstspruit dam. Lekker musiek, lekker biere, lekker vibe, sê die ouens. Nee, dis nie 'n dam nie. Ons is fonteine van lewende water, en as ons hier inkom, moet ons vloei. As ons hier uitkom, moet ons vloei. Ons moet vloei, vriende. Dis hoekom die Gees van God gekom het. Ons vloei na 'n verlore wêreld. Ek kan nie anders nie. Ek vertel die wêreld van Jesus, want dis wat hy vir my kom doen het. Ek vloei na dor mense daar buite. Daar's mense wat so verward is, wat so vas het in kerke wat nie die waarheid verkondig nie. Mense wat 'n soek het na die waarheid. Help hom en sê vir hom, daar's Jesus, hy is jou antwoord. Vloei na die Christusse gemeente waar ek kan bid. Die Here wil ons hê. Dink vir jouself, vandag vir nou 300 mense in die gemeente opstaan om te sê, ek gaan begin vloei. Ek gaan begin my gawes gee. Ek gaan begin my tyd gee. Ek gaan begin gee en vloei. Dink wat kan die Here doen in 'n gemeente soos hierdie, as ons begin kies om te vloei. Maar nee, vriende, mense dam. Nee, ons vloei na ons gemeentes, ons vloei na ons huise. Ek word 'n pa wat die pas aangee. Ma, jy trek aan, ons kom kerk toe. Mamma, ek het sê, jy kom kerk toe. Jy bepaal die temperatuur in jou huis geestelik, pa. Ons moet die gees, die water vloei in ons huise, in ons families in. Moenie kompromie maak by jou familie nie. Ek moes al by familie so in die gesig staan en sê, vat 'n dop, man. Nee, dankie, ons stel nie belang nie. Is jy nou 'n sussie? Is jy nou beter as ons? Nee, ek dien Jesus. En my oortuiging is, ek wil nie drink nie. Wees lewende water waar jy gaan, moenie bang wees nie. Want as jy drink, vriende, is jy sterk. As jy drink, is die Gees daar. Hy gaan jou nie andersins help nie. Kom het hy jou help? In my vriendekring, in my werksplek, in die markpleine van die lewe. Ek vloei en ek vloei, want ek is sy kind. Ek het gedrink, die fontein ontstaan, en dit is Pinkster, vriende. Maar soveel mense is vasgevang, want daar is verstoppings. Mense het net nie lus nie. Mense hou sonde vas. Ek het al gesê, dat een ding wat ek geleer die laaste 30 jaar, is om regtig een ding waarmee ons goed is verskonings. Ons verskonings vir elke ding op hierdie aarde.
Daar's nie 'n mens wat ek bel en opvolg wat nie verskoning het nie. En ek het regtig vir sê, vriende, as ek kom nou hier gehad het, ek het vir jou gewys. Maar ek het op 'n punt gekom waar ek met sekere mense, dis 'n bokser in die hoek, handdoek ingegooi het. Ek het handdoek ingegooi. Want ek lê in die nag in bekommerd oor hom. Ek lê in die nag in bekommer oor haar. Maar dit is asof niemand om asof hulle net nie omgee nie. Hulle gee net nie om nie. Daar's verstoppings, daar's sonde, daar's rebellie. Daar's ongehoorsaamheid, daar's 'n tipe van 'n gewoonte wat aangekweek is wat 'n verstopping word. Die Here kan nie by jou uitkom deur sy gees nie. Hy kan nie met jou werk nie want daar's 'n verstopping, daar's 'n struikelblok en ek vat jou terug. Jy is die struikelblok. Ek is die struikelblok. Die bron is nie die probleem nie, vriende. Die lewende water is nie die probleem nie. Die verstopping lê by die mens. Daar Paulus sê, kyk in die spieël, kyk in die woord, laat die Here vir jou wys. As jy nie vloei, as hy nie deur jou vloei nie, is daar verstopping. Dit is die mens se verantwoordelikheid om daai verstopping te gaan uithaal en sê, Here, kom vergewe, kom herstel my, kom maak my skoon. Ek wil terugkeer na die plek, hierdie plek, waar die sleutel is, ek wil bly. Kom ek gee weer vir die sleutel. Die sleutel tot 'n geesvervulde lewe is, bly in Christus, bly dit doen, bly dors, bly na dieselfde bron toe gaan, bly kom en drink, en drink, en drink. Wat beteken dit? Beteken ek maak tyd in my oggend, ek maak tyd in my aand, waar ek net gaan sit by sy voete en sê, Here, ek het U nodig. Here, ek wil met U wandel. My begeerte is na U. Here, kom maak my vol. Ek drink van U. Ek lees van U evangelies. Ek neem dit toe. U is my hoofroeping. U is my een wat ek wil volg. Drink en drink en drink. En laat die Gees toe my binne te werk. Sê vir hom, Gees van God, kom werk in my, terwyl ek by Christus drink, kom werk jy in my. En dan gaan jy agterkom op 'n stadium, sonder dat jy probeer, kom jy agter, daar begin iets deurvloei. En so gou, so maklik as wat jy dit kan kry, vriende, net so maklik kan jy dit verloor. Want jy moet wakker en waaksaam wees. Mag die Here vandag die invalshoek na ons laaste Pinksterboodskap gebruik, om vir jou te herinner, van dors kom, drink, hart vloei. En dit is Pinkster. Dis hoekom die Gees van God gekom het. Mag hy vir jou en my daarin kom help. Amen. Dierbare Here, dankie dat ek vandag die woord kon aflewer soos dit in my hart lewend geword het. En Here, uit ondervinding weet ek, dit is waar. Ek kan die Gees op baie plekke gaan soek, maar as ek dit nie by Christus gaan soek nie, sal ek dit nooit ooit vind en beleef nie. Dankie dat U gekom het om ons te roep, om dag vir dag met U te wandel, dag van dag by U te drink, dag vir dag verander te word in die binnekant, om dag en dag verskil te maak, daar buite, hier binne my kerk, in my familie, in my gesin. En dankie dat dit is wat U sê, nie wat ek dink nie, nie waarvan ek oortuig is nie. En dankie dat ons hierdie woorde diep in ons hart kan bære, want dit is rooi letter woorde, die woorde van Here Jesus. Kom doen dit vir ons, Here. Kom hou ons wakker in die stryd. Kom hou ons om voort te gaan. Kom kry ons om uit te vloei na ander, om hulle terug te bring waar hulle hoort. Here, kom doen dit vir ons, terwyl die stryd voorlê, bid ons U seën af op ons elkeen. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen.